in 2017, my finansiering het ek gekry deur F3 Unigroup. En in 2017, van 2017 af vorentoe, het hulle kort van my kontrakte verander en ander termes en ander reëlings gemaak en so aan, en ek het eers opgelet dat hulle my bestuur in 'n rigting in nie. Maar dit was vir my vreemd geweest. Dit was vir my vreemd geweest. Jy word al hoe meer ingeperk. Op 'n call het ek vir my verhoudingsbestuurder gesê dit lyk of jy my ringfence. En toe dit nou op die einde kom toe sê ja, maar ek belowe jou hierdie plaas ons nou op is sal ons die laaste van almal verkoop. So moenie worry nie. In 2020 toe kry ek 'n brief van Landbank wat vir my sê ek moet hulle het alles gekonsolideer. Hulle het die somerproduksielening se bedrag gevat, hulle die MTL se bedrag gevat wat uitstaande is, bymekaar gesit en gesê jy het 21 dae om te betaal, anders likwideer ons jou. Now, just before we go with that, Louis, but at that time, your session was with Unigro and not with Landbank. Ja, Unigro. So that's the first time you've ever heard, and soos Janie gesê het, that's the first time you heard about Landbank just entering. Ons het eers geweet Landbank is betrokke nie. Ja. Dis die eerste wat ons enigstens iets te doen het met Landbank. Dis toe ons die brief gekry het. Al die MTL'e was vooruitbetaal. Nie een was agter nie een was in die reërs gewees. Hulle was almal vooruitbetaal. Ek kon dit glad nie verstaan net hoekom hulle dit oproep nie. Ek bedoel ek verstaan as jy agter is en ek verstaan as jy nie jou skuld betaal het nie, maar daai stadium was als vooruitbetaal en ek het nog 3 maande tyd gehad. Goed, ekskuus tog. Toe kry ons die likwidasie bevel en ons het die hof datum gekry. Ons het opgedag daar voor die hof begin het die advokaat wat ek daai tyd gehad het, kom na my toe redelik senuweeagtig. Hy sê vir my hy het nou net 'n boodskap van hulle advokaat gekry, as ek hom teen gaan hy agter my aankom met vengeance. So dit is wat op daai stadium die geval was. You're saying they just showed up at the house, or you saying that they said they're on this way, and then as moment you leave the house. Ja, wat gebeur het is na die likwidasie, het die likwidateure, dit is hoe dit gevolg het. Die likwidateure het my kom sien, saam met my prokureur in Botawil. Ons het 'n vergadering gehou. Hulle het al die inligting gekry wat hulle wou gehad het ons vir hulle gegee, vir hulle gegee. En net daarna het hulle 'n maatskappy na my toe, hulle noem die forensiese ondersoek doen. En ons het by die boekhouers het ons vergader. Ek het als op band. Hulle honderde vrae gevra, als vir hulle geantwoord. Hulle het al die dokumentasie wat by die boekhouers was, bokse vol, bankstate, finansiële state, alles het hulle gevat. In so 'n mate dat hulle tevrede was daarmee. Hy het vir my gevra of by die huis dalk nog goed is. Ek sê vir hom daar kan dalk nog enkele goed wees. Hy het gevra om dit asseblief van koerier. Ja, dit was dit was omtrent 'n boks van 6 kg se dokumentasie wat ek vir hulle gekoerier het na die tyd. So hulle het absoluut alles gehad wat hulle kon gebruik het vir die binding up vir die likwidasie van Jonker produkte. 2 maande na dit is ek op die plaas en daar hou 3 voertuie stil. Stap na hulle toe, vra kan ek julle help? Hulle kom deursoek my kantoor. Ek sê om deursoek soos in wat? Hy sê vir my dit het met my nou regtig niks uit te waai nie. Hulle gaan die kantoor, daar's 'n bed in die kantoor want ons slaap party naweke daar is ingerig om daar oor te bly. Die matras van die buis afgegooi. Hulle die yskas uitgepak, hulle die koskaste uitgepak, hulle die skottelwasser oopgemaak, hulle die mikrogolf oopgemaak. Toe ek vir hom vra, luister, maar wat soek julle? Toe sê vir ek net my mond hou dat hulle werk doen. Ek my boeglam geskrik, ek weet nie wat aangaan nie, ek is nie gewoond aan die goed nie. En toe hulle klaar is, toe vra ek, waar gaan julle nou heen? Toe sê hulle gaan nou na my huis toe in die dorp. Dan my vrou sê van luister, jy moet by die huis kom, hierdie mense is op pad. Ja, en ek skrik me natuurlik buite Weste, want ons is nie gewoond aan hierdie tipe goed nie. En hulle staan voor die deur en ek bel die prokureur, maar ek sit hom op speakerphone dat ek kan hoor wat hulle sê. Maar my prokureur beklei toe met hulle en sê maar hulle mag nie hier inkom nie en hulle het nou stories
Hy sê toe vir hulle, okay, maar hulle mag net in die kantoor ingaan en hulle mag net dokumentasie rakende jonkerprodukte neem. Kom in, hulle gaan in die kantoor in, is toe nou net ek en my dogter wat hierso was op daai En stadium die bediende. en die bediende. En hulle los die balje wat nou net daar gesit het en dan het hulle nou 'n ander twee ouens het in die kantoor gebly. Die ander ou sê vir my, kom, jy gaan kom saam en ek stap saam met hom. Hy laat my oopmaak. Hy laat vir my die kinders kaste oopmaak, hy laat my ons kamerkaste oopmaak. Hy vat my in die garage en laat ek die vrieskaste oopmaak en hy vra van die kluise. Ek sê toe vir hom, maar ek het nie die sleutels van die kluise nie, dit is by Louis. Hy sê, maar dan gaan hulle die kluise oopsny met 'n grinder. Ek sê toe, nee, wag, laat ek hom bel, laat hy inkom dorp toe, laat hy dit kom oopsluit vir julle. Maar ek weet tot vandag toe nie wat hulle gesoek het nie. Ek het vir hulle seker 5 keer gevra, waarna soek julle? Ek sal dit vir julle gee, wat wil julle hê? Hulle het net vir my gesê, dit het niks met my te doen nie, en hulle het net deur my huis gegaan, en vir my dit laat oopmaak. Hy het vir my gesê, hy mag dit nie oopmaak nie, maar ek mag dit oopmaak. So, ek moet dit asseblief oopmaak. And this whole process was just purely intimidation, trying to push you in a hole. And Louis, it didn't just stop with you and the family. Nee, dis na ons werkers toe. Dis na Hulle ons het ons werkers toe. werkers gaan intimideer by hulle huise. Ons bediende daai dag, dis die laaste wat ons haar gesien het, sy het nooit weer opgedaag vir werk nie. Hulle het my werkers se adresse gevat. Hulle is na hulle toe, hulle gaan intimideer. Die een het my gesê hulle is gedreig, hy gaan nie meer na my toe terugkom nie. Die ander een het my gesê mag jy met my praat nie. En hulle is almal weg, jy weet, dis mense wat ek nou nog nie weet het hulle werk gekry nie. Waar is hulle, het hulle werk gekry? Hoe gaan dit met hulle? Ek weet nie. So ja, dit is suiwer intimidasie gewees. Ja. How much money of this whole auction, this liquidation, how much money went to Land Bank that you know of? In my geval, nie 1 sent nie. Punt nommer 1, ek het geen rekening by Landbank nie, so waar gaan hulle dit inbetaal? Punt nommer 2 is, ons het bankstate gekry deur 'n hofbevel van die liquidateure weier om 'n L&D in te dien. Dis nou in amper jaar 7 wat ons nou is. Hulle weier om L&D in te dien, om verantwoording te doen vir die geld, maar ons het wel die bankstate gekry by hulle. En daar volgens my moes daar oor die 9 miljoen rand ingekom het. Op die bankstate wys daar 7 miljoen rand ingekom. En die laaste saldo wat ons gesien het, is daar 600 000 rand oor. En as jy na die bankstate gaan kyk, daai geld is als gebruik vir litigasie teen my en teen die meester. Niks is Landbank toe. Daar's nie 1 sent Landbank toe nie, niks nie. Niks. Ja. En alles word gedoen onder die naam van Landbank. Ons betwyfel dat die prokureur by magte is om vir Landbank op te tree. Hulle weier om mandate te gee. Ons betwyfel die sessie tussen Landbank en Unigrow. Hulle kan dood eenvoudig nie die sessie bewys nie. Maar alles word onder die naam van Landbank gedoen. En ek bedoel, mense by my het hulle werke verloor. Daar's mense wat ek dink wat nou nog sonder werk sit. The bigger picture behind this, food security, how many people and the thing is we think you have 500 workers, it's 500 people. No, 500 workers might have to feed 3 families. So we're talking about 4,000 people that are affected from one of these, and some of these people might have been with you from the get-go. Yeah. And that is the impact. And through this whole process, it's now, you say 2017, we're looking at close to 10 years almost now. How do you guys get through this, and how are you moving forwards? What will make you know that, okay, this is worth fighting for, and so that South Africa can understand what are we up against? If you want to, in closing, see in your eyes today, there's hope, there's positivity, but you had to go through this. So how do we make sure if there's other farmers having the same thing, that we must just push forward with this? Ek kan jou sê wat in ons geval die geval was, hulle probeer jou kriminaliseer. Hulle maak van jou krimineel. In so 'n mate hulle mense gaan besoek met wie ek besigheid doen. En die mense teen my probeer draai en hulle probeer vir jou krimineel maak. Dan kry hulle dit reg
dat jy in jouself twyfel. Dan kry hulle dit reg as jy in jouself twyfel dat jy in jou God twyfel. En van daar af is dit net een rigting en dis af ondertoe. Baie mense pleeg selfmoord, baie mense skei. Ons was self op 'n baie slegte spot gewees. En dan gryp die Here in. En as jy dit vir die Here oorgee, dan gryp hy in en dan kom jy weer op jou voete. Hy help jou weer, hy bring jou jy gaan tot onder, maar as hy ingegryp het, en ons weet, ek weet in my hart en my siel, dat wat hierdie ouens doen, en hoe hulle doen dit om iets weg te steek. Die oomblik as jy selfmoord pleeg, kan jy hulle nie meer fight nie. Die oomblik as jy nie meer geld het nie, kan jy hulle nie meer fight nie. Hulle probeer jou letterlik litigate met absurde sake, en jy moet elke saak teenstaan. Ons staan nou al oor die 30 sake vir die laaste 7 jaar. Ek bedoel, hoeveel miljoene rande te expandeer, en 9 uit die 10 van die sake is nie eens relevant nie. Dis net om jou geld te tap, want hulle weet as jy nie geld het nie, kan jy hulle nie fight nie. En ek kan nie verstaan dat die regstelsel hierdie goed nie op 'n manier wil stop of kan stop nie. Dit is jy weet, hulle hoef net te sê I say so, dan glo die regters soos 'n mandaat. Ek sê vir jou ek het een, ek glo jou. Maar wys hom vir ons. Dit is die volgende ding. Ja, die gevoel wat ek kry is dat afgesien van die wetlike aspekte wat hulle jou probeer breek en finansiëel probeer breek, probeer hulle jou gesin breek. Want as hulle dit reg kry om jou man te breek, dan kry hulle dit reg om jou te breek. En as julle breek jou hele gesin. Want hulle het letterlik probeer om ons te breek, en met die genade van die Vader het ons sterker geword. En toe probeer hulle ons kinders bykom. En met nog steeds die genade van die liewe Vader het ons 2 sterk dogters grootgemaak. Wat ongelooflik sterk is. Ons besef nou baie keer as ons praat hoe dit hulle geraak het en hoe dit hulle steeds raak. Dis baie seer en is 'n baie alleen stryd wat jy stry, want mense, hierdie storie is te verregaande om te glo. Dit klink soos iets uit 'n TV-verhaal. Mense wil nie en hulle kan nie die tyd spandeer daaraan om te hoor die volle storie nie, want dit is ingewikkeld. Dis makliker om onbetrokke te wees as betrokke, en baie mense dink jy het skuld en jy probeer jou skuld sugarcoat want jy kan dit nie betaal nie. Dis glad nie die geval nie. My skuld was vooruitbetaal gewees, en op die produksielening was daar nog terme oor gewees. Ek het nog eers begin stroop op baie stadium nie. Die ander ding is hoe hulle die kinders probeer intimideer, hulle subpoena hulle. Dat hulle 2 keer subpoena om in die hof te verskyn. Dan moet hulle nou gaan verlof insit waar hulle ook al werk, die hof toe gaan. Dit is baie stresvol. Hof is soos 'n sluk petrol wat jy vat. Dit brand op jou maag. En hulle was 2 keer daar, en al 2 keer het hulle net vir hulle gesê, eerste vir hulle gesê in die subpoena, as jy nie opdaag nie, kom haal ons jou met 'n polisiewa. Dis intimiderend. Dit is regtig vir 'n kind is dit, vir groot mense is dit intimiderend. Hulle het al 2 kere opgedaag by die hof. Nie een keer moes hulle enigiets doen nie. Die tweede keer toe vra ek vir hulle, maar hoekom subpoena julle die kinders? Is julle wat gaan hulle bydra tot dit, en julle vra hulle geen vrae, julle laat hulle net kom hiernatoe. Toe sê hulle vir my, dis nie my saak nie. Ek het nie reg om daai vraag te vra nie. So dit is My gevoel is dit gaan nie, hulle gee nie om wat hulle aan die kinders gedoen het nie. Dit gaan oor, as hulle aan jou kind vat hulle aan jou. En hopelik gooi ons hande in die lug en ons sê, nou gaan ons stop. Hierdie is genoeg. Maar dit maak hom mens sterker. No, thank you again for bringing me within this is a personal space, because you put your life in it and you take care of it, and that is what we really want to get across from people, and also a story of hope that just keep on fighting, and I thank you very much, and we are driving this on so many places and issues, and net dat julle ons oopgemaak het vir ons. Ek sê weer eens baie dankie vir die geleentheid en dat daar vertroue gestel word, because geregtigheid moet gebeur. Ja. Ek wil regtig vir julle dankie sê vir vandag en ons sal voortgaan dat Suid-Afrika hierdie storie kan hoor.